Gewoonlik sou ek groet en sê goeiemôre gemeente. Maar ek hoor Estian sê goeiemôre familie. So met dit dat ek nou lidmaat in die gemeente is, dink ek moet ek ook sê goeiemôre familie. As julle nou buite kyk en my bakkie sien, dan sal julle weet hoe gelukkig ek vandag is. Daar's 'n korrelasie tussen my geluk en hoe vuil my bakkie is. Dit het gereën en dis modder en hy lyk nog nes hy van die plaas af kom. Met wit kalk, gelukkig nie donker kalk nie. Dit was 'n wonderlike week met heerlike reën wat ons so geseën het en ons aarde mooi maak. Wanneer ons die skyfie kyk, die eerste waarmee ek begin is dit om dit te doen, om iets te sê van die mooi van die veld, van die wêreld rondom ons. En dan wanneer ons vanmôre met die teks gaan ons besig wees met Matteus 21 en Jesus se intog in Jerusalem. En dalk wil ek dit sommer hier in die begin al sê. Ons gaan besig wees met 'n donkie. En hierdie prentjie is dan iets om te sê al van die gras en wat donkies eet, wat hulle kos is. Nou wie van julle het al 'n donkie in die pad sien staan? Jy kry hulle mos gereeld in die middel van die pad. Weet julle hoekom staan hulle daar? Die storie loop dat jakkals vir die donkie geld geleen het by hom. En donkie bly daar staan en wag vir jakkals, want jakkals het gesê as hy terugkom, gaan hy die geld terugbetaal. So dis blykbaar hoekom donkies in die pad staan. Hulle staan en wag vir jakkals, want sy skuld moet kom betaal. Sommer so op 'n ligtelike trant. Ons wêreld is de mekaar. As ons hierdie week ASM-vergadering onder andere het, is dit om te sê hoe lyk ons konteks, wat gebeur in ons wêreld. Behalwe vir reën, is polities, is dinge 'n kookpot. Ek luister vir Zelensky en Trump, wat hulle so 'n soort van humeur vir mekaar verloor het. Hoe sou my een vriend sê, it's not good. En wanneer ons vanmôre hier staan, dan sê dit iets vir ons ook van wie is ons. Binne wêreldgebeure, binne my omgewing waar ek leef, waar ek werk, waar ek elke dag is, wie is ek? Wat is ons identiteit? Wie is ons as Harmonie Gemeente? Wie is ons as NG Kerk? En wat is ons taak? Wat is ons roeping vandag? Hierdie erediens word gehou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Terwyl hulle kinderkerk toe gaan, in die week Vrydag het ek met Andries Gous 'n afspraak. Andries Gous werk in die noorde van Namibië onder die Boesmans, soos ons Boesmans hier by Platfontein, werk hy onder hulle. Hulle is familie van mekaar. In 89, toe die oorlog klaar is, was dit letterlik lyk my so dat die ouens het daar gestaan en die flossies het daar gestaan en gesê wie gaan Suid-Afrika toe, wie bly. So daar het so 'n bietjie van die families die kant toe en van die families daai kant toe. Nou praat hulle oor die taal van Boesmans en hoe Boesmans dink oor geloof oor die wêreld. Die een interessante ding het julle geweet dat die Boesman woord vir sonde is dieselfde woord as die woord probleem. Probleem en sonde is dieselfde woord in Boesman. Dit my nogal laat dink. Sonde maak probleme. Iets maak sin daaroor. Om te sê jy's 'n volgeling van Jesus, vertaal hulle as om te sê ons is spoorsnyers van Jesus. Is dit nie mooi gesê nie? Ons is spoorsnyers van Jesus. Om te glo, vertaal hulle deur te sê ons stem saam met God. Ons stem in. Wanneer 'n mens dink oor ons lewens en hoeveel keer ons lewens nie 'n saamstem met God is nie, maar sonde juis 'n opstand teen God is. Hoe dikwels ons as te ware van die spoor afraak in ons volg van Jesus, omdat ons nie Jesus se spoor volg nie,
maar ons eie pad wil vat. Ongelooflike goed wat gebeur, en daarom kom ons bely vanmôre weer ook waar ons van die spoor afraak, waar ons nie met God instem en God volg soos ons moet nie, en ons doen dit deur ook saam te bid. Kom ons bid. Here, ons moet eers begin om vir U dankie te sê vir 'n ongelooflike week met reën, met 'n aarde wat so mooi groen is, dat ons iets van U sorg en U seën kan ervaar. Maar ons moet ook kom en sê, waar ons moeilike paaie in hierdie week moes loop en moeilike dinge moes beleef en hoor, dat U ons ook daardeur gedra het en vanmôre hier bymekaar het. Here, ons weet, as ons U nie volg nie, is ons doodeenvoudig in die moeilikheid. En vir ons om U te volg, is eintlik so maklik, maar maak ons dit partykeer vir onsself so ongelooflik moeilik. Here, ons kom bely ons skuld, ons ongehoorsaamheid, ons liefdeloosheid, ons eie ek liefwees. Ons bely waar ons nie na U woord geluister het nie, maar gedoen het wat ons dink die beste is. En Here, vanmôre wanneer ons hier by mekaar is dit vir ons goed, om ons gelowiges saam te kom en mekaar opnuut te bemoedig en te sê, kom ons gaan lewe weer opnuut die woorde van U Bybel, van U. Kom ons gaan leef U opdragte. Ons gaan doen wat U sê en wat U van ons vra. Ons stem in met wat U wil hê ons moet doen. Here, dankie vir 'n Bybel, en dat ons dit mag lees, en dat ons weet, Here, op 'n ongelooflike manier, wanneer ons die Bybel lees, praat U met elkeen van ons in ons eie taal. Deur die woord, deur die Gees, rig U ons lewens. Maak U koersaanpassings. Gee U dat ons opnuut bemoedig word om U te dien en U lief te hê. Mag ons lees van U woord vanmôre vir ons kosbaar wees, en mag dit ons aanraak. Praat, Here, ons wil luister. Amen. Ons teksgedeelte Matteus 21. Matteus 21, ons gaan lees vanaf vers 1 by Matteus 21. U sal die teks ook op die skerm kry. Hy is ook daar. Toe hulle Jerusalem nader en met Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar voor julle en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit, en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei, en ander weer het takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. En toe Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer, en hulle het gevra: wie is hierdie man? Die skare het gesê: dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. 2 gedeeltes wat ek herhaal, vers 5, die woorde: hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. En vers 10, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Broer, suster, die week was 'n besige week vir my persoonlik, ek weet nie in jou lewe nie. Nou begin jy iewers, en jy het 'n klomp vergaderings maandag en dinsdag is jy hier noorde toe, en donderdag aand kom jy terug, tussenin begin jy in preek dink en met preek besig raak.
En kom ek sê vir julle, en Johan kan dalk vir my sê hoe hy ook dink, en Dawie en wie ook al, die moeilikste deel van preek maak is dikwels die kies van 'n teks. En om regtig Sondagoggend te kan kom en vir 'n gemeente kan sê, so sê die Here, bedoelende dat hierdie teksgedeelte, dit is die boodskap wat die Here vanoggend vir hierdie gemeente wou gee. In die proses gebruik ek die leesrooster teks, soos wat Harmonie Gemeente mee besig is, met Matteus 21. In die lees van die teks is ek dadelik by hierdie ding oor 'n donkie. En ek begin dink oor die donkie. Nou sit ons in 'n vergadering, baie verslae, baie goed wat gebeur, onder andere die van Huguenot College. En Prof Nelis niemand begin met 'n aanbieding en waarmee begin hy? Oor donkies. Hy vertel van die donkie standbeeld in Appington, 'n dier waarvan daar 'n standbeeld gebou is oor sy rol. Hy vertel verder oor die sendelinge wat by Huguenot College in Wellington opgelei is jare terug, en hoe hierdie sendelinge die donkies genoem is. En ek is so 'n soort van asof ek hier sit vir myself en sê, regtig, hoe gebeur dit nou? Dat dis die leesrooster teks, hy's besig met Huguenot College, en hier kom die donkie ding weer. Op die agenda van die ASM-vergadering is die hele ding die hele tyd van ons identiteit. Wie is ons as NG Kerk? Hoe reageer ons as NG Kerk binne die konteks, binne die tyd waarin ons is? Met oorlog, met wêreldgebeure, met 'n klomp goed. Artikel 1 van die kerkorde sê iets van wat glo ons? Ek glo in een heilige, algemene Christelike kerk. Ons is by geloofsbelijdenisse, ons is by Nicea, wat 1700 jaar vandag oud is, en wat ek net nou 'n beruiming daarvan vir julle wil speel, om na te luister. En skielik is dit net duideliker en duideliker word, hierdie teks is die teks vir vanmôre. Dis nie sommer net 'n teks nie. En Vrydag, wanneer ek en die Boesman ouens met mekaar gesels uit Namibië uit, en ek hoor hierdie uitdrukkings wat so naby aan die natuur is, om te sê spoorsnyers vir Jesus, om te sê om met God in te stem, hierdie mooi maniere van hoe hulle dit uitdruk. Wanneer ek en jy sê en hierdie vraag vra en moet beantwoord wat aan die einde gevra word, wie is hierdie man? Dan antwoord ons dit, en as ons dit antwoord, sê dit baie meer van onsself as wat ons dink. Want die moslems gee 'n ander antwoord hiervoor. Die Jode gee 'n ander antwoord as ek en jy as gelowiges. Maar wanneer jy hierdie antwoord gee, is dit nie 'n antwoord wat jy noodwendig net in woorde gee nie. Want wat jy glo is dikwels nie net dit wat jy sê nie, of wat jy in die eerste plek sê en bely nie, maar is dikwels dit wat jy leef. Dit waarmee jy besig is. Hoe jy elke dag optree. So rukkie terug was daar 'n pastorale skrywe wat uitgestuur is, wat die hele tyd sê, ons is besorgd oor, ons is besorgd oor, ons is besorgd oor. As ons in die wêreld nie sien en in die wêreld kyk, dan is die wêreld so 'n soort van om te sê, jy moet jou stand maak, jy moet 'n standpunt kan inneem, jy moet kan sê so en so en so. En word iemand soos Trump as president verkies vir 'n tweede keer. Ten spyte van 'n klomp goed wat jy oorwonder. Mense wat 'n posisie kan inneem, sê ons maak so en so en so en so en so en klaar. Iewers leef ons in 'n wêreld waar ek en jy moet sê, wie sê ek en jy is God? Toe ons 'n paar weke terug, die eerste keer 'n Sondag hier is, het ons na die tyd gaan broodjies smeer vir die onkologie pasiënte. Dis 'n daad van omgee, van deernis. Dis 'n daad wat op 'n ander manier praat as wat die wêreld praat. Ek het 'n vermoede dat wanneer die Here Jesus Christus met 'n donkie daarin ry, in Jerusalem inkom, dan weet hy,
Hy weet waarheen hierdie rit hom vat. Hy weet die kruis wat hy gaan moet dra tot by Golgotha. Hy weet. En hy weet hoekom hy dit doen. En vir wie hy dit doen. Vir sondaar mense soos ek en jy. Sodat ek en jy mense kan wees wat deur God vergewe is en wat iets kan beleef en ervaar elke dag dat God ons liefhet. Die disippels, ten spyte daarvan dat hulle bykans 3,5 jaar nou al saam met die Here Jesus se pad loop, het nog steeds so 'n soort van 'n verkeerde beeld van wie Jesus is. As hulle moet sê wie Jesus is, dan wil hulle die hele tyd iets na die rigting toe kom van hy's die een wat 'n nuwe koninkryk gaan laat kom. Hy's die een wat die Romeinse juk van die volk gaan afgooi van 'n nuwe koninkryk laat plaasvind. En verstaan hulle die hele tyd nie dat die Here in die eerste plek sy koninkryk in my en jou harte laat kom nie. In die week bedien hulle nagmaal teen die einde van die vergadering. En die Homa, wat die algemene sekretaris is, doen dit. Sy gebruik 'n beeld wat vir my ongelooflik mooi is. Sy sê, wanneer ek en jy gaan eet, soos vanmiddagete gaan eet, dan was ons hande. Ons stuur die kinders en sê, gaan was jou hande, voordat jy eet. En dan sê sy, voordat ons die nagmaal gebruik, was ons harte in 'n skuldbelydenis. Is dit nie mooi nie? Om ons harte te was. En nou kom die Here Jesus Jerusalem binne met 'n donkie. Sagaria 9 vers 9. Dis terug 'n profesie wat eintlik vervul word. Dis nie sommer net nie. Maar 'n gebeure so ryk aan simboliek dat jy dit amper nie kan glo nie. Want kyk, as jy gaan oorlog maak, dan klim jy op 'n perd. Ons het ons uitdrukking is Afrikaans wat sê jy's op jou perdjie. Dan klim jy op 'n perd en jy het 'n swaard en jy gaan beklei, jy kom in krag en geweld en mag, daag jy op. Daar's 'n verhaal dat in die Bybelse tyd dit ook gebeur het dat konings en maghebbers met 'n donkie gery het. En as hulle dit gedoen het, was dit juis 'n simbool van vrede. Van iets sê ek kom met 'n wit vlag. Ek kom in vrede, ek kom nie om te beklei nie. Dit is wat die Here Jesus kom doen. Hy kom met 'n donkie Jerusalem in. 'n Donkie in vrede, in liefde, in sagmoedigheid. Van die vertalings gebruik nie die woord sagmoedigheid nie, maar die woord nederigheid. Nou, ek dink daar's nog 'n skyfie, die volgende ene, van Mercedes en 'n donkiekar. In die tyd waarin ons leef, is ons baie gesteld op wat die wêreld van ons vra. Die wêreld vra van ons dikwels iets van om die beste te probeer wees. Die media wêreld wil hê as jy dit is of jy so is of jy so, dan is jy reg. Die Bybel praat 'n ander taal. Die Bybel kom skep en gee 'n ander waardesisteem van wie ek en jy is en waar volgens ek en jy moet leef. Nie van mag nie, maar van gebrokenheid. Nie van geweld nie, maar iets van liefde, van omgee, van deernis. Ek dink aan die lied wat sê, waar daar liefde is, daar is God die Heer. En wanneer ek en jy in 'n wêreld leef, wat wil ek sê, amper meer en meer deur mekaar raak, meer en meer uitdagend raak, moeiliker en moeiliker raak om te sê wat ek glo, om liefde te leef, om deernis te hê, om in vrede te kom, die taal van die Bybel. Jy sien, die Here se koms na hierdie aarde toe, gaan oor sy koninkryk, wat in ons harte en in ons lewens moet kom. En hierdie koninkryk kom na hierdie wêreld toe, deur my en deur jou. As ek en jy vandag hier uitstap, gaan ons paai kruis met 'n klomp mense.
Ons gaan dalk met mekaar staan en gesels. Ons gaan hoor hoe dit gaan. En ons gaan dalk iewers iets gaan kry vir middagete of iewers mense sien, dalk vanmiddag by iemand gaan kuier. Om die koninkryk van God daar te laat kom. Mense iets te laat beleef van ons omgee, ons sorg, ons sagmoedigheid. Broers en susters, ons moet dalk as te ware, soos die Boesmans, meer en meer sê, spoorsny van Jesus. Wat sou Jesus doen? Estienne en 'n klomp van die dominees gaan nou Turkye toe in die week of wat, so hulle so week of wat, nie in Suid-Afrika nie, saam met Stefan Joubert. En Stefan Joubert sê rukkie terug 'n interessante ding. Hy gebruik hierdie ding wat die jong mense dikwels sê, wat hulle 'n bandjie op het wat sê, what would Jesus do? En dan sê hy, nee. Dit is eintlik, what did Jesus do? Om te gaan leer, wat het die Here gedoen? Met 'n donkie gereis. Nie vernaam probeer wees nie, nie belangrik probeer wees nie, nie eerste die belangrikste te probeer wees nie. Maar om te sê, ek is hier om te dien. Ek is hier om die koninkryk van Jesus te laat kom. Jy doen soos hy doen. You do what Jesus did. Die Bybel leer ons die verhale van hoe Jesus opgetree het, hoe hy geleef het en waarmee hy besig was. En stel dit vir ons as 'n voorbeeld om te leef. En hy gee sy Heilige Gees om ons daarin te help en ons te bly lei. Aanvanklik antwoord die mense toe hy Jerusalem inkom ongelooflik. Hulle klere word op die grond gegooi sodat sy voete nie naby die stof kan kom nie. Hy word soos 'n koning as te ware in Jerusalem ingebring. Nie 5 dae later nie. Is dit dieselfde mense wat sê kruisig hom en wat die prys aan die kruis betaal vir my en jou sondes. 5 dae later. Jy sien, om te leef en die koninkryk van God te laat kom, is nie so maklik nie. Mense soek sterk mense. Mense wat kan standpunt inneem. Iemand wat soort van, soos hulle in Engels kan sê, 'n stand kan maak. Wat dinge kan regruk, dinge agter mekaar kan kry. Die taal wat die Here praat, die taal van die evangelie is 'n taal van liefde, van vrede, van nederigheid of sagmoedig. Mag dit ons iets leer. 'n donkie, doodeenvoudige rydier. Ek mag klaar, gister praat ek en Cecile oor die liedere, en Cecile dat my dink toe sy praat en sê, hoekom moet daar nog donkies wees? Wanneer laas het jy iemand op 'n donkie sien ry? Wanneer laas het jy dalk 'n donkiekar gesien? En as ek oor die donkiekar praat, oor wie jy is, dalk onthou jy, en dit sal interessant wees, wie van julle dalk met 'n donkiekar skool toe gery het, as kinders. Vir baie mense was dit so gewees. 'n Donkie vandag, en veral as hy 'n wille donkie is niks werd nie, as jy in Job se verhaal kyk nie. Maar dalk se siel is die belangrikste, dit is ek en jy 'n donkie nou sien, laat dit ons iets onthou van die Here Jesus en die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Met 'n donkie op pad na Golgotha toe. Amen. Ons Here, dis goed om U woord te hoor, dis goed om met U woord besig te wees. En dankie dat U deur U woord en deur die Gees besig bly met elkeen van ons. Om ons te vorm, om ons meer en meer te maak, dit wat U wil hê ons moet wees. Dankie Here vir die boodskap wat U in ons harte gee vandag. En gee Here dat ons dit nie net sal gaan oorvertel waar nodig nie, maar dat ons dit sal gaan leef. Dat daardie liefde, daardie vrede, daardie sagmoedigheid wat U het, deel van ons menswees sal kan wees. Here, ons bid vir hulle wat 'n swaar, moeilike week voor het. Elkeen van ons het uitdagings, verantwoordelikhede.
Wil U daarin gee dat ons steeds U sal bly volg en in verskillende omstandighede probeer dink, wat is dit wat U gedoen het? U voorbeeld te volg. Dankie Here dat ons mekaar het, dat ons 'n gemeente het en dankie Here dat ons van mekaar kan verskil, omdat ons ook dinge verskillend verstaan en verskillend beleef. Maar dat U voorbeeld vir elkeen van ons daar is om te volg. Gee Here dat ons regtig sal groei in geloof, in liefde, in omgee. Dat deur ons dade ons 'n verskil sal maak, nie net hier in Kimberley nie, maar oral waar ons besig is en werk. Ons vra dit in U naam. Amen. Ek en die kinders moes nog gesing het, maar ek dink ek lees net die woorde van die lied dalk, oor wie ons is en wie hy is. Hy is die een wat ek liefhet in die môre, hy is die een wat ek liefhet in die aand. Hy is die een in die avondskemer, hy is die een in die middernag. Hy is die wynstok, ons is die lote. Hy is die pottebakker, ons is die klei. Tussen hom en my kom daar nooit ooit weer 'n skeidingsmuur.